in die huis van die Here te wees en terwyl ons so sing, ons ken maar net die helfte om te wees. En wat vir ons nog wag, dit wat ons, die woord sê ons ken ten dele. En wat 'n vooruitsigte is dit nie om te weet, daar's nog meer wat ons gaan weet wat vir ons eendag wag. Ek gaan vra dat ons net so staan, dan gaan ek vir om Jan vra om ons die diens te open en daarna gaan ons lekker saam sing. Ons Vader wat in die hemel is, kom in die naam van Jesus. Here, wat 'n wonderlike voorreg om voor in die huis te kan wees. Here, na 'n vol week, 'n uitdagende week, Here, ons is dankbaar voor dat U ons Here gedra het. U sê die skrif, U sal ons nooit vergewe en ons nooit verlaat nie. Daarvoor sê ons vir U baie dankie, Here. Ons is voor so dankbaar, Vader, dat U vir ons seën, dat U vir ons salf, dat U hier is voor wat U sê, wat U op die my naam vergader is, teenwoordig. Dankie, Vader, vir die tafel wat voorberei vir ons, Here, vir nog 'n geleentheid om vir U te kan dankie sê vir die groot offer wat U vir ons gebring het voor. Sien self elkeen vermoere hierson, U kyk elkeen se omstandighede, ons dink aan elkeen wat siek is vermoere, elkeen wat opgestel is, Vader, dat U sal aanraak met die koolvuur van die altaar. Ook so die pleegkeer vermoere, sê ons sal in Jesus se naam. Amen. Amen. Ja, prys die Here. Ek wil bietjie vinnig iets deel, die woord in Openbaring sê dat daar 2 diere opstaan. Die anti-kris en die valse profeet, en ons baie in ons land, ons baie in die wêreld vanoggend, wat verwar is na jare se godsdienst wat hy gevolg het, en al word vir hom geoortuig dat dit wat hy gedoen het nog alle jare verkeerd was. Maar ons staan vanmôre in die huis van die Here met 'n tafel wat vanoggend gedek is. En ons eerste lied wat ons vanoggend kan sing is, sy liefde is wonderbaar. Amen, prys die Here. Sy liefde is wonderbaar.
maak 'n bietjie die Here se naam vanoggend groot. Amen. Dan kan ons die laaste lied sing van vanoggend. What can wash away my sins? So kan ons die Here vir die gedagte van my en jou van ons die eer gee vanmôre om te weet net deur hom alleen volgens. Amen. Nothing
Jesus Christus net al die eer gee vanmôre, dat die gedagte wat hy gehad het, was elkeen se naam hier vanmôre, toe die dag op Golgotha gebeur het. En ons wil al die lof en eer gee, Here, want deur die bloed van Jesus is ons duur gekoop. En vanmôre is daar nie 'n influistering van een of ander evangelie of een of ander boodskap wat die poorte van die hemel vir ons oophou nie, want U is vanmôre die weg, die waarheid en die lewe en die deur na die Vader, wat die skepper van hemel en aarde is. En ons kom vanmôre die naam en die eer gee vanmôre en die danksegging gee vanmôre tot ere daarvan. In die naam van Jesus alleenlik het ons dit doen. Ons gee U al die eer daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Amen. Ek het vir ons 'n video wat ek graag wil speel vir die preek Frans geskep het en ons kan opsit asseblief. Ons zijn nog even gewone stemmen met u. Amen. Het is lekker om ons jong mensen te gebruiken. Als die jong mensen is wat, en die jong mensen gaan verstaan als ik het zo zeg, special skills heeft, dan moet je het mij zeggen, dat gebruik ons dat. Als iemand van ons hier op die muur iets kan mooi tekenen, zeg voor ons, dan doen ons het. Of daar achter op die muur. Of als iemand iets specifieks met een muziekinstrument kan doen, waar die oude mensen nou niet allemaal zal verstaan, die sê maar als gaan dat gebruiken. Amen. En allemaal wat jullie video gezien wat ik gemaakt heb, die kan ook maak die woord in als 3 plekken in Exodus. Maar ek gaan net vir ons 3 skrifte lees en jy kan net ook maak in 1 Samuel 16 gaan ons 3 verse lees. Nou dit is baie makliker om die voorbeeld op die skerm te sit, want as ek die vuur moes gemaak het en olie aan die brand gesteek het en dan water gegooi het, dan het ons vandag net die brandweer gekry en niks anders.
Amen. As jy opgemaak het in 1 Samuel 16, gaan ek ons die ander skrifte lees. Die eerste skrif is Exodus 28 vers 21 sê, dis Here hy voor my sê, trek jou broer Aaron en sy seun saam met hom aan, en salf hulle en stel hulle aan en heilig hulle, sodat hulle vir my die priesterambt kan bedien. Dan in 1 Koning 16, 19 vers 16, staan daar en Abel Mehol moet jy as profeet in jou plek salf. En die laaste gedeelte is hierdie gedeelte in 1 Samuel 16 gaan ons lees vers 11, 12 en 13. Dan sê hy verder in Samuel aan Isaai gevra, is dit al jou seuns? Die antwoord die kleinste is nog oor en kyk hy pas die skape op. Toe sê Samuel aan Isaai, stuur en laat hom haal, want ons mag nie aan tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarom het hy gestuur en hom laat kom, en hy is rooierig met 'n mooi oë en 'n mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met die olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af, en verder oor Dawid vader geword, en Samuel het klaar gemaak, en na Rama gegaan, tot sover in die woorde. Ek wil vandag met die praat oor water en olie. Nou, ek het daar nie 'n tafel op my maak nou snaaks aankyk, want ek gaan nou al nagmaal bietjie hier op die grond. Amen. Ek wil met die praat bietjie oor water en olie. Ons koor my bottel, en as die bottel wat ek kan kry. Wat sal werk vir vandag. En ons gaan nou kom by die praktiese voorbeeld, want as mens iets prakties doen, verstaan ons net beter, is dit nie so nie. Ek is 'n praktiese mens. Wat beteken dit om te sê ons het 'n salwing? Wat beteken dit? Wat beteken dit as ek sê ek het 'n salwing? Here se teenwoordigheid is by ons. Here se teenwoordigheid is met ons. Wat beteken dit om te sê ek is 'n salwing draer? Shalien? Die Heilige Gees is in ons en hy neem nou beheer. Amen. Nou reg hier voor praat dit van salwing. Ons gaan vanaand praat oor Psalm 23 se salwing. Ons gaan nie nou oor dit praat nie. Dit sê van die Here, maak my hoof vet met olie. So ons gaan vanaand oor dit praat. So as jy meer oor weet, kom, daar is iets baie interessant wat ek gaan koppel aan dit. So moet dit nie mis nie. Maar ons gaan nie vandag praat oor Psalm 23 se salwing nou nie. Dan staan hulle reg hier die woord, hulle moes baie keer 'n huis gesalf het. Ons hoor nou nog mense wat sê ons gaan die huis uitsalf, en ons niks fout met dit. In die Nuwe Testament praat van gaan bid vir siekes en salf hulle, is dit nie so nie. Selfs in ons gemeente, ek het 'n salfbotteltjie hier en ek kan nie by die huis vergeet en ek seker van nog, u het salfbotteltjies. En as ons iets wil doen en ons wil iemand salf, dan vat ons die botteltjie en ons salf iemand en sê dat die salwing van die Here op jou is. Amen. Maar ons moet een ding onthou. In die tyd van die Bybel geskryf is, as ons praat van salwing, was daar nie so 'n klein botteltjie gewees nie. Hulle het gesê, Dawid, kom gou hier. En salf hom nie. Nee. Baie keer was daar kanne gewees. Wat sê jy soveel olie gehad het. Ander kere was daar ramshorings gewees. En ek weet nie of jy weet hoe het gewerk het om regtig te sien die Here iemand gesalf nie. Wat hulle gedoen het is hulle die ramshoring gevat. Ons het nie 'n ramshoring, ek dink my goeie horing het ek agter gesit. Maar die ramshoring gevat, dan sit hulle onderin was. En dan gooi hulle bo in die olie. En dan vat hulle die ramshoring, as hy toe ons nou hier gelees van Dawid wat gesalf is, dan vat hy die ramshoring en hy hou hom in die wasgedeelte na onder toe. Dan smel die Here die was en laat die olie uitloop, as teken dat die Here die salwing gedoen het.
Nou kan jy vir jouself dink as jy sê, Here, ek kort 'n salwing. Hoeveel keer doen ek dit uit my eie en hoeveel keer is die Here regtig in die saak? As ons my raamsnoering moes gevat het en 'n stukkie was in gesit het, ek sê, Here, kom ons kyk wie se gesalfd is in die kerk. Sou daardie was vir wie gesalfd het, Celine? Dis net 'n vraag, niks met preek. Dis net 'n vraag. Dis net 'n bietjie van agtergrond, dis net 'n bietjie van interessantheid. Maar daar is 3 verskillende groepe mense in die Ou Testament wat gesalf is. En ek het dit vir julle vanoggend gelees. 3 verskillende groepe. Die eerste groep is die priesters. Ons het gelees, hier is jare en jare, dekades eintlik amper voor Dawid gewees. Staan Moses en sy broers en na die tempel gemaak het, al die klere getrek het, sê die Here gaan en gaan salf jou broers. Jou broer en sy kinders. Aaron, as Moses se broer. Hy sê salf hom. Die van u wat saam met ons die Bybel lees en ons nou gedoen het, sal verstaan as ek sê, hy was eintlik, Aaron was eintlik die spreekbuis gewees. Moses was te skaam. Hy bly verskoning maak en sê, ja, ek het nie woorde nie en ek is swaar van mond en swaar van tong en so mate die Here hom eintlik met alle respek gewip het. Hy sê, maar het jy nie 'n broer nie. Gaan na hom toe en hy sal praat en jy moet vir hom sê wat om te sê. Jy sal hom sy God is, beteken, jy moet vir hom die boodskap oordra. En die Here het self met Aaron ook gepraat, want hy sê vir hom, gaan hy in die woestyn en gaan kyk vir Moses. Hy gaan daar op die berg wees, en gegaan tot by die berg van die Here. Wie het raak gelees hierdie week? So net ek. Hier het ook raak gelees, daar is ook 'n paar mense wat sê, ja, hulle het ook raak gelees. Maar iemand as jy lees, interessantheid daar probeer kry, iets kry wat jy voorheen nie gesien het nie. Maar die eerste groep mense, wat 'n salwing gehad het, of 'n salwing gekry het, was die priesters. So as jy 'n priester wil wees, en eintlik elke man moet opstaan vir dit, moet 'n salwing kry. Nie salwing word op jy nie, dit moet afloop oor die baar, en drum op die grond, soos het afgeloop het van Aaron se baard. Dis wat dit beteken, daar was salwing oor hom gegooi gewees. So ja, hier is 'n baie goeie manifestasie van, ek salf nou iemand. Maar as ons praat van salwing, beteken dit, daar's olie uitgegiet, bo-oor, en dit loop oor daai persoon. Verstaan? Dis die eerste persoon is. Die tweede was, die profete. Die profete was ook gesalf gewees. Ons het hier gelees, waar die Here vir een profeet sê, gaan en gaan salf jy daai as jou opvolger. Wat ek dink 'n baie goeie ding was. Mense kon nie net gegaan het en iemand gesê, hoor jy is nou 'n profeet en jy nou vir ons profeteer, hulle het dit gedoen. Maar dis nie skriftuurlik nie. Dis nie wat die Bybel verwag van ons nie. Die Bybel sê gaan en gaan salf die profeet. En heel laaste gaan salf die koning. Jy sien maar die salwing doen iets. As daar 'n salwing was, beteken dit iets. Wie van julle onthou nog om 'n brief te pos? Dan hy skryf op kop, sy weet net van e-pos. Sy wil nie van e-pos lees, want e-pos lees. Wie kan onthou hoe pos mens 'n brief? Van die Ronel kan dit nie nog onthou. Ja. Vir die van die jonges wat nou nie weet nie, gaan ek verduidelik. Jy skryf nou jou love letter op 'n stukkie papier. Dan kry jy 'n koevert en jy sit dit daar binne. Dan sien jy hoe mooi dat iemand nie daar in koekeloer nie, né? Die ou tyd het ons sommer gelek, party van ouens het print gebruik op plakkers om toe, dan sy toe. Dan skryf ons nou die persoon se naam na wie toe gaan. Anders hoe gaan hulle weet wie dit is? Skryf die persoon se naam. Dan skryf jy ook die adres. Want as ek net moet skryf Tersius Bloemfontein, daar's 'n paar seker ergens, ek en my pa staan, waar toe gaan die brief van? Maar dan skryf mens nou, posbus XYZ 123 Ludwigard en jy skryf die poskode 029. En dan gaan jy poskantoor toe en dan gaan jy maar na my boks is daar. Was ek hom gesê om gelek met die seël ons. Nee. Bo in die hoekie.
daar 'n seël. Ek het nog seëls by huis. Hulle moes jy ook gelek het. En dan geplak het. En as jy nie genoeg seëls het nie, dan kom jou brief nie aan die ander kant uit nie. Jy sien, ons mense is net soos dit. Elkeen van ons lewe presies dieselfde. Elkeen van ons is 'n brief. Elkeen van ons het ergens heen waar ons moet gaan, ons het 'n roeping, is dit nie so nie? Elkeen van ons het iets wat ons moet doen. Maar as ons nie 'n seël het nie, gaan ons nêrens kom. As ons nie verseëld is, bly dit net 'n roeping. En dit word ons werk. Jy verstaan wat ek sê? Ons bly op ver sonder 'n seël. Ons bly 'n persoon wat iets moet doen, maar dit nie doen. Baie mense lê op hulle sterfbed en sê, ek moes nog al hierdie goed gedoen het. Maar hulle het nooit die verseëling gekry en dit gedoen nie. Elkeen van ons wat hier sit, het 'n doel vir die Here, is dit nie so nie? Elkeen van ons moet iets vir die Here doen. As jy saamstem, steek op die hand, kan ek net sien jy stem saam met my. As nou nie sê as jy nie sê, saamstem met die hand, of steek jy dan moet jy moet staan, dan het jy dit. Maar iets wat salwing beteken, wat ons nie nou gesê het nie, beteken afgesonder. In Engels sê ons set apart. Ons gaan nou daarmee kom, so hou dit so lang daar, laat so lang bietjie daar, in die agterkant, set apart, afgesonder. En daar is nie regtig 'n mooi woord soos set apart in Afrikaans, afgesonder klink op ons net alleen moet wees. In die Nuwe Testament verander dit. In die Nuwe Testament gaan dit nie net meer oor die salwing wat ons nou moet gaan, en ons moet nou elke ou gaan salf wat vir die Here iets moet doen nie, want dan sal ons die hele tyd net salf. Dan sal ons die hele tyd net met olie gooi. Jy sien, want in die Ou Testament was daar uitgesoekte sekere persone wat maar geprofeteer het. Mense wat die Here aangestel het. Daar's sekere mense wat konings moes gewees het, wat die Here aangestel het, maar die volk gekla daaroor. Daar's sekere ouens wat priesters moes gewees het in die tempel wat diens gedoen het voor die Here, en hulle moes gesalf gewees het deur die Here. In die Nuwe Testament kom Jesus en hy verander nie alles nie, hy maak dit nie. As jy in Lukas 4, ek net seker maak my skrif, Lukas 4 vers 18 gaan lees, dan staan daar, want die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf. Om die blye boodskap, as ek reg onthou, aan die armes te gaan verkondig. Want enige persoon wat nie die Here het nie, is arm. Bill Gates kan met biljoene sit, as hy nie die Here ken nie, is hy arm. Amen. Elon Musk kan biljoene is, hy nie die Here ken nie, is hy arm. En Jesus kom en hy sê, die Gees van die Here is op my, want hy het my gesalf. Jy sien dit verander van 'n fisiese salwing na 'n geestelike salwing. Watter ander naam het ons nog vir Jesus? Wat noem ons saam met sy naam? Christus, wat nog? Immanuel, daar is een ander wat met 'n M begin. Messias. Weet jy wat is die basis van Christus en Messias? Weet jy van waaraf kom dit in die oorspronklike teks? Van dit is die gesalfde. Dis wat Christus beteken. Dis wat Messias beteken. Hy is die gesalfde. So wanneer ons praat van Jesus Christus, praat ons van Jesus, die gesalfde ene. En hy stel vir ons 'n voorbeeld hoe ons die gesalfdes moet wees. Daar in Lukas 4. Want die Gees van die Here moet op my en op u kom. As die Gees van die Here op my is, dan is ek 'n gesalfde. As die Gees van die Here op my is, then I am set apart. Dan is ek afgesonder vir die Here. En ons mis dit.
is jy gesalfde van die Here? Die vraag bly staan, is jy gesalfde? Dit is iets wat jy vir jouself moet uitmaak. Maar as jy sê, ek het my hart vir die Here gegee, dan is jy gesalfde. Dan is jy afgesonder. Want as ek my hart vir die Here gee, dan neem die Here inwoning van my binneste, is dit nie so nie. Ons hy kom bly in my hart, dis ja, is halfpad reg. Want hy bly nie net in my hart nie. Hy bly ook in my niere. Hy bly ook in my bene. En hy's reg rondom my. As ek my hart vir die Here gee, dan bestaan Tersius eintlik nie meer nie. Die Bybel leer dit vir ons. Hy sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Beteken, hierdie vleiskas wat hier is, het nog suurstof nodig en goedjies nodig om te eet, en cupcakes, en droewors, en wolter, en allerlei ander lekker goeders. Maar, dis nie meer ek wat lewe nie, want die Gees van die Here het oor my gekom, het in my gekom, het saam met my gekom. Ek is nou een keer 'n gesalfde van die Here. U verstaan dit, wanneer ek my hart vir die Here gee, dan is ek 'n gesalfde. Ek kan nie dan net meer sê, miskien. En as jy dan sê, ek is 'n gesalfde van die Here, beteken dit, jy is afgesonder vir iets spesifieks. As jy in die lewe voel, nee, ek weet nie, dan moet jy salwing kry en by die Here hoor, waarvoor is jy afgesonder? Wat moet ek vir die Here doen? As jy hier sit en jy glo, ek is nie 'n gesalfde van die Here nie, al het ek my hart vir die Here gegee, ek is nie afgesonder om iets spesifieks te doen nie, kom sien my. Of stuur my 'n WhatsApp, of 'n SMS, of 'n missed call, of wat jy ook al wil doen, maar dan moet ons by die Here hoor, waarvoor is jy afgesonder? Marco, waarvoor is jy afgesonder? Want as jy nie weet nie, mis jy. Dan is jy te ver sonder stil. Jy is 'n persoon sonder 'n roep. Maar wanneer ek weet wat my roep is, wanneer ek weet hoekom ek gesalf is, dan kan daar goed gebeur in my lewe. Dan kan ek begin konsentreer en sê, Here, ek moet hierdie vir U doen, want dis waarvoor U my gered het. Dis waarvoor U my geroep het. Om iets spesifieks vir U te doen. Wie wat is U gesalf? Ons kry het aan doen, ons salf nie net, U sal nooit dit bly. En soos ek gesê, ons moet prakties wees, want ons verstaan ons nie. Wanneer ek in die wêreld is, sien hoe mooi lyk dit. Skoon, dit is gewone water. Om nie te wys ek sal dit drink. Hier is ook niks in die bottel. Net water. En 'n bottel. Wanneer ek my hart vir die Here gee, kan jy almal die bottel sien. As jy kan sien die swemmer, kan wys dit vir naby. Wanneer ek my hart vir die Here gee, dan sit hy sy salwing in my in. Maar wat gebeur met die olie? Is die olie binne in die water? Of is die olie bo op die water? Hoekom? Hoekom is die olie bo op die water? Want ons is afgesonder vir die Here. Ek moet bo wees, nie onder nie.
Ek moet in die wêreld wees, maar nie van die wêreld wees. En weet jy wat maak ons? Ons menslike natuur, en as die menslike natuur nie so is, die hande opsteek. Ons menslike natuur is wat mense van ons hou. Is dit nie so nie? Wie van u wil nie dat enigiemand van jou hou nie? Kom jy maar? Kom wil toch geen mense moet van jou hou? Kom die nie ook wel mense moet van hom hou, nee? Nie net aan die net, nie ander mense moet. Lulu, jy wil toch geen mense moet van jou hou? Natuurlijk. Nee, dan gaan ons. En ons roer onsself in die wêreld in. En ons sê, kyk, ek lyk dus in die wêreld. Ek lewe in die wêreld. En ek's deel van hierdie wêreld. En mense like my, en hulle like my Instagram. En hulle like al die goedes wat ek doen. En ek's 'n deel van die wêreld. Sien jy hoe mooi lyk ek daar binne in die wêreld? Maar ek kan net so lank as ek werklike salwing het, en dis waarvan ek praat. Baie van ons sê ek het 'n salwing, maar ek's binne in die wêreld, beteken ek het nie 'n salwing nie. Want as ek werklik 'n salwing op my lewe dra, as ek werklik my hart vir die Here gegee het, en hy neem binne in my, dan gebeur daar iets as ek in die wêreld wil wees. As ek myself wil vermeng met die wêreld. Dus dan kom 'n skeiding nog steeds. Ek kan nie die hele dag staan en met hierdie lepeltjie, hierdie water roer en oor die roer en sê, okay, nou is dit gemeng. Kyk al, is gemeng. Ek is nou deel van hierdie wêreld. Wanneer ons rugby toe gaan, Nico, dan skree ons harder as die wêreld. Is dit nie so nie? Want die wêreld moet weet, ek kan ook skree. Maar dit hou nie. So. En baie keer dan kom die wêreld. Omdat hy nie hou van my nie. En die wêreld skip my. En hy draai my onder spoor. En hy sê nou, jy deel van die wêreld. En die wêreld kom, die wêreld stamp ons. En die wêreld stoot ons. En die wêreld trap ons. En ons dink nee. Jy het my verlaat. Ek kan, wil is in die water, ons sal nooit by. Want die wêreld het my gesluit. En baie keer sê ons, ja, maar u praat nie met my nie. Ek hoor nie u stem nie. Want ons is besig om onsself in die wêreld in te skep. En die stem van die Here kom nie oor ons nie. Ons sê nee, want Here, ek gaan nou maar opgee. En ek gaan nou maar deel word van die wêreld. Jy al so gevoel? As jy eerlik is met jouself, dan sal jy sê, ek het ook al so gevoel. Ek het ook gevoel vir opgee, en sê, dis nie moeite werd. Hierdie wêreld het my nou geskik, en my geslaan, en is lelik met my gewees, en my vrou is lelik, en die hond het my gebyt, by die werk sê mense lelik met my. My vrou slaan my, nie waar ek nie, sy is te kort, ek wil al paas. Jy kan al vraag, ons kiekboxing gedoen het, sy het nooit met my gekom. Dan sê ons, Here, maar jy praat nie met my. Weet jy hoekom? Want ons werk nie, aan ons verhouding met die Here nie. Ek weet nie, jy kan sien wat begin om te gebeur nie. Ek gaan nou sien, nie bekommerd wees, en ek wil lekker geskip. Maar omdat ek het nie Bybel lees nie, skip die wêreld ons. En omdat ek het nie tyd en gebed met die Here spandeer nie, skip die wêreld ons. En ons voel, Here, hierdie brief van my wil nêrens heen gaan nie. En by Bonie ook hier alles afgeval.
Maar ons dink so, want ons ken nie die Here nie. Dis kom ons doen. Selfs die Here het deur moeilike tye gegaan. Die Here is die enigste ene wat ooit kon gesê die Here kom klaar. Toe Jesus aan die kruis was, kan jy sien hoe dit begin skei. Toe Jesus aan die kruis was, toe sê hy, my God, waarom het nie my verlaat? Weet jy hoekom? Sodat ek het nie nooit alweer te gaan nie. Sodat ons nooit hoef te sê, Here, hy sal ons weg. Maar weet jy wat? We are set apart. Beteken dit, ek en jy mag nie rugby gaan kyk nie. Nee, ons mag rugby gaan kyk. Beteken dit, ons mag nie gaan gym nie. Nee, ons mag gaan gym. Beteken dit, ons mag nie as ons kollegas by die werk uitgaan, nie saam met hulle gaan nie. Of ons al partykeer met maats gereël word, mag ek nie gaan nie. Want net gebeur daar iets. Ons mag nie sport doen nie, want net nou raak my olie weg. Nee, ons maak die grootste fout as ons sê, broer, suster. Want die wêreld is 'n warm plek. Jy het 'n video gesien van die olie wat in die brand geslaan het. As water baie warm word, slaan dit aan die brand. Of kook dit weg. Water raak stoom en gaan weg. Die olie, as dit baie warm word, slaan dit aan die brand. As die wêreld kom en druk en het warm en het moeilik maak vir die kinders van die Here, dan verdamp hulle soos die res van die wêreld, dan dat ek my lig skyn. Matteus sê vir my, Here is die lig van die wêreld. Eintlik al wat dit beteken is, die olie wat binne in ons is, moet aangesteek word vir hulle wat in die water is. Dat hulle kan sien waar die lig skyn, dat hulle kan sien waar die Here ons uitgehaal het. En ons apart gesit het, afgesonder het, 'n heilige priesterdom gemaak het. Omdat ek nie goed is, nee, want sy saam met ons mens. Maak nie saak, geliefdes, wat ons doen met hierdie bottel. Daai olie en daai water sal nooit een bly. En ek wil nou vir u sê, as u die gees van die Here binne in u het, kan u nie in die wêreld gelyk word. Ons kan nie gaan en alles doen wat die wêreld doen, want ek gaan dit nie doen, maar weet jy hoe se enigste manier as die olie in die bottel kan uitkry? As ek die prop afhaal. Ek verstaan as ek dit sê, as ek die wêreld bly ingooi, en ingooi, tot die olie wat bo is, wat afgesonder is, wat die Here uitverkies is, uit die bottel uit begin loop. En as my bottel vol water is, as ek te groot vir myself is, en te veel vir my eie maniere en my eie goeders sê, druk ek die salwing van die Here uit my. En dan as ek nie meer sê te vaar, as ek nie meer afgesond en geheilig vir die Here nie, dan is ek nie meer sy kind. As ek nie meer van die Here inkry en die wêreld uitkry, dan gaan jy probleem. Ek gaan net so maak gespan, snap ek dit. My vraag wat ek vandag by u wil los, voor ons oog in die nag gaan doen.
is die afgesonder vir die Here. Daar waar jy by die werk is, of by die skool is, of in die winkel is, of in die mall rondloop, dan hulle die olie sien wat olie uitgegiet is. En afloop oor die gesig, afloop oor die vingers, druk op die grond soos die stap. Kan die mense agterkom na iets in die. Dan is die salwing wat saam met aan die gang. Genoeg om mense aan te raak. Genoeg om mense se harte te verander. Wil die wêreld sien, I am set apart. Of die skrifte van die wêreld hou in, dan die son van die Here die agter die is. En dis iets wat iemand die self baie ernstig met so werk. En as dit nie doen nie, en die Here kom eendag terug, hy het die wonders gedoen, hy het die geprofeteer, hy het die gesiekes gebid en gesond gemaak, hy het die duiwels uitgedryf, mens. En my olie is weg. En gaan die Here vir my sê, gaan werk. Dan kan daar nie maar kom. Dan gaan daar nie, ja maar Here, hier. Gaan weg. Ek ken nie. Hoeveel olie is nog in die bottel. Amen. Mag jy by jy bly en mag jy daaroor nadink. Jy gaan nie die bottel los nie. As jy ons kyk hier en daar, as jy ons sien, dink by jouself, hoeveel olie het ek nog laat. Amen. Mag die Here die woord sê ons gaan. Hoe gaan jy nog